Elders skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Goeiedag geliefdes op hierdie Dinsdag, waar ons hierdie week gesels oor hoe om as mense van die lig te lewe. Vandag fokus ons op vers 18 tot vers 19. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Daar's net een manier waarop 'n mens regtig lig uitleef, en dit is om geesvervuld te leef, om toe te laat elke dag dat die Gees in sy volheid in jou werk, dat jy nooit op 'n punt kom waar jy vir die Heilige Gees sê om so bietjie eenkant te staan, want jy's nie eers besig met jou eie goed nie, maar die teks sê lig mense, laat hulle self met die Gees vervul, en dan hou hulle besig met sang. Dit sê sing onder mekaar psalms, lofgesang en ander geestelike liedere. Dis goed en reg. En ek en jy wat kinders van die Here is, weet hoe graag ons sing. En wanneer ons sing, dan kry ons hierdie gevoel van geesvervuldheid, hierdie gevoel van vreugde. Daarom sing ons lofliedere en ander geestelike liedere en psalms en alles wat hy hierso noem. Maar dit is nie regtig waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie om geesvervuld te wees sodat ons kan lekker voel nie, sodat ons met 'n lekker gevoel in ons harte kan rondloop nie. Want ek en jy weet, daar is dinge wat gebeur wat maak dat jy nie met daai lekker gevoel vir jouself altyd rondloop nie. Dis baie duidelik hier dat hy sê, doen dit alles, laat die Gees julle vervul en doen dit met julle hele hart tot eer van die Here. Ligmense verstaan dat dit nie gaan oor my geniet van my geloof is nie. Dat dit nie gaan oor net wanneer dit lekker is vir my om 'n gelowige te wees nie, maar dat ons lof, ons dank, ons aanbidding, wat ons onder die leiding van die Gees na die Here toe vat, absoluut gerig is op die eer van die Here. Dit is ware vreugde. Dit is wanneer 'n mens ware vreugde kan ervaar, selfs al gaan dit met jou moeilik. Wanneer jy bewus is van die werking in die Gees, van die Gees van die Here in jou. Tot eer van die Here. As jy daai fokus kan wegskuif van jouself, wegskuif van jou tekortkominge, wegskuif van jou eie omstandighede, en net fokus op die eer van die Here. Dit sluit my so aan by daardie Geesbid episode van Romeine 8, waar dit sê, as ons nie weet wat om te bid nie, moet ons nie bekommerd wees nie, maar die Gees bid dan namens ons. En die Gees word gehoor in die hemel, want hy bid volgens die wil van God vir die gelowiges, tot eer van God. Daar is geen groter vreugde in hierdie lewe vir 'n ligmens, is as om met alles te doen tot eer van die Here nie. In jou moeilikste omstandighede, in jou seerste omstandighede, in jou die mekaarste tye, in jou donkerste tye in jou lewe, is dit wat lig bring. En is dit hoe jy as mens van die lig lewe, om te fokus op die eer van God. Vra jouself, doen ek hierdie vir my lekker, of doen ek dit tot eer van God? Wanneer jy tot eer van God het begin doen, dan sal die lig en die vreugde in elk geval in lofprysing in jou uitbreek. Shalom. Hierdie woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry.